question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Geagte Wouter, kinders, susters, familie en vriende. Dit is hoe ver ons vandag sal kan kom saam met Wyle Dalina Wagner. Binne die volgende paar minute gaan die begrafnisondernemer hierdie kus, die oorskot ter aarde bestel. Die woord van die Here sê tereg, uit stof is ons geneem en tot stof keer ons terug. Ek dink wat ons wel moet verstaan en besef, is dat ons bestaan uit gees, siel en liggaam. Ons is in werklikheid 'n gees met 'n siel, wil, denke en emosies wat woon in 'n liggaam. Die gees, dit lees ons van in Genesis 2 vers 7, toe God die asem van die lewe in Adam ingeblaas het, die ruach van God, die asem van God. Wanneer ons tot sterwe kom, dan keer daar die gees, die asem wat in die mens ingeblaas was, keer terug na God. Daarom is dit so belangrik dat ons wedergeboorte deelagtig sal word. My gees gewederbaar sal word. Daar's net een manier hoe dit kan gebeur. En dis om in Jesus Christus te glo, om aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker, en te glo dat hy die Here en God is, wat vir ons redding bewerk het op die kruis van Golgotha. Dis hoe my gees lewend gemaak word. En al sou die liggaam dan sterwe, en die liggaam keer terug na die stof van die aarde van waar hy dit geneem is, keer daar die gees wat gewederbaar is, lewend gemaak is deur God, terug na hom toe. Ons gees was dood as gevolg van die val van Adam en Eva in die tuin van Eden. Die tweede Adam, die Here uit die hemel, Christus, het dit vir ons kom lewend maak. Daarom dat Jesus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wat 'n voorreg vandag om te weet dat die vrou, Dalina, te midde haar menslike tekortkominge, te midde haar menslike swakhede, wat ons almal het, te midde dit, was haar gees gewederbaar. En het sy in Jesus geglo, en het haar hart aan hom behoort. En vriende, dit is so belangrik, dat ons nie sal sterwe, sonder dat ons harte aan God behoort. En alhoewel ons vandag huil en hartseer is, weet ons ook, dat alhoewel sy dood is, sy in werklikheid lewe. Want haar gees wat aan God behoort het teruggekeer na hom toe. En dit bring my by die gedeelte van Job 14, waar hy sê, selfs 'n boom het hoop, as dit afgekap is,
sal dit weer groei en nuwe takke uitspruit. Al was die wortels al oud op die grond en die stam dood in die stof van die aarde, met die geur van water kan dit weer bloei en lote laat uitspruit soos 'n jong boom. Jy sê, wat hou dit verband? Die mens word vergelyk in die Bybel met 'n boom. Die Bybel sê die boom word geken aan sy vrugte, goed of sleg. Ons almal ken die gesegde van 'n seder het geval. 'n Seder is 'n boom. Ons verwys gewoonlik na dit as iemand groot gesterf het, iemand wat 'n impak gemaak het, iemand wat 'n verskil gemaak het, 'n matriarg of 'n patriarg. Hierdie boom is afgekap, sê Job. Hoe dit gebeur? Die dood is afgekap. Nou sê hy, die stam sterf in die stof van die aarde. Dis presies wat hier gebeur. Hierdie boom is afgekap, hierdie oorskot word weggebêre in die stof van die aarde. Maar nou sê hy, maar van die geur van die water kom daar weer lewe voort, sprei daar weer 'n jong takkie, 'n loot uit. Meer as 2000 jaar gelede, toe staan Jesus Christus in Jerusalem en hy roep uit en hy sê, almal wat dors het, kom na my toe, kom drink van die water van die lewe. Jesus is die water van die lewe. Hy sê, en as julle van hierdie water drink, sal julle nooit weer dors kry nie. Hy het nie bedoel fisiese water wat ons uit 'n kraan uit tap. Hy het bedoel geestelike water. As ons hom drink, as hy in ons harte is, as hy deel is van ons lewe, sal ons geestelik gesproke nie weer dors kry nie. En as gevolg van die reuk van die water, as gevolg van Jesus, kom daar weer lewe voort uit hierdie stam wat gesterf het in die stof van die aarde. En nou sê Paulus, wanneer Jesus kom, sal die grafte oopgaan. Die wat in Christus gesterf het, sal opstaan. In 'n oomblik, in 'n oogwink verander word. Wat bedoel hy? Ons sal 'n hemelse liggaam kry. Nie weer hierdie liggaam wat kan sterf vanweë kanker en allerlei siektes en wat pyn en lyding moet verduur. Nee, ons gaan 'n verheerlikte liggaam ontvang, 'n hemelse liggaam. Vanweë die reuk van die water kom daar weer lewe voort. Die wonderlikheid vandag net is dat daardie liggaam kan nooit weer sterf nie. Daardie liggaam is hemels, goddelik. Dit is wat Jesus gehad het nadat hy uit die dood uit opgestaan het. So ons het 'n hoop en ons het 'n verwagting. In my gebed by hierdie oop graf is dat alhoewel ons vandag hartseer is en alhoewel ons huil, dat ons nie sal treur soos die wat geen hoop het nie. En dat ons nie afkyk in die graf vandag nie, maar dat ons eerder opkyk na bo van waar ons verlossing ook sal kom. En ek praat van die wederkoms van Christus. Hoe, waar en wanneer? Nee, ons weet nie. Al wat Paulus sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Watter woorde? Dat Jesus weer gaan kom. Die grafte sal oopgaan. Hulle wat in Christus gesterf het, sal opstaan. Hulle gaan 'n verheerlikte liggaam ontvang. Jy sê, wat van ons wat nog in die lewe sal wees? Die Bybel sê, in 'n oogwink sal ons ook verander word, om gelykvormig te word aan daardie liggaam, goddelike, hemelse, heerlike liggaam. So kom ons lewe met 'n verwagting, kom ons lewe met hoop, en ons verwag daardie groot en deurligtige dag van die Here onse God. Mag die Here vir elkeen wat hier staan, in besonder, Wouter, vir jou, in besonder,
vir hierdie pragtige kinders, hierdie mooi kinders. Mag die Here vir julle seën en versterk en krag gee. Hierdie klein kinders wat dalk nie heeltemal verstaan vandag wat aangaan nie. Mag die Here julle almal net vashou en teen sy bors vasdruk en dat julle die mooi sal koester van hierdie pragtige mens wat vooruit gegaan het en wat hier uitgeleef het en by Christus ingeleef het. Ek gaan by hierdie geleentheid die begrafnisondernemers vra om gereed te maak om vir ons die oorskot te sak. Julle het blommetjies, het julle. Ons gaan eers die onmiddellike familie, die naaste familie, Wouter, die kinders en wie ook al blommetjies gaan vat hier 'n geleentheid gee om blommetjies op die kus te kom neersit, afskeid te neem. Kom ons gun hulle 'n geleentheid voordat ons dan die kus ter aarde bestel. Baie dankie. klaar? Ons gaan nou. Dankie, julle kan vir ons die Gister Aarde bestel. Around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah.
Salina Wagner, gebore 6 Februarie 1967, oorlede 19 Februarie 2025. Uit stof is jy geneem, tot stof keer jy terug, maar net tot op die dag van die wederkoms van die Here Jesus Christus. Vader in die hemel, nou bid ons dat U met erbarming, met liefde en groot genade hierdie kosbare mense om hierdie oopgraf teen U boesem vasdruk, en dat ons so bewus sal wees van U teenwoordigheid, bewus sal wees van U omgee en liefde, te midde hierdie storm wat ons getref het. Maar dankie dat ons weet, U is ook die een wat gesê het, storm, wees stil, wind, gaan lê. Dankie dat ons vertroue vir die toekoms in U kan stel. Ek wil bid dat die guns en die seën, die goedheid, die trou en die sorg en die voorsiening van die Here elkene se deel sal wees. En wanneer ons hier vandaan weggaan, dat ons onder U beskermende hand sal beweeg. Daarom bid ek nou, sluit U ons in van voor en van agter, en lê asseblief U hand op ons, totdat ons weer by mekaar kom. Dit in die naam van ons God en Verlosser, Jesus Christus. En almal sê amen. Amen. Ons gaan 'n geleentheid bied nou vir die res van u om 'n blaartjie te kom strooi. Daarna glo ek sal hulle seker die graf wil toegooi, en dan is u welkom om terug te beweeg na die kerkperseel waar die verversings kan gaan geniet. Maar nou eers, kom strooi gerus blaartjies. Baie dankie.